Baie welkom op 'n heerlike Sondagoggend in die heerlike huis van die Here. Amen. Man, ek en 'n Pesotini was gister so gebles by 'n begrafnis, kan jy dit glo? Nou, dit is hartseer om afskeid te neem van iemand, maar dit was so wonderlik toe die pastoor wat die diens waargeneem het, gepreek het oor die belangrikheid van die kerk. En almal wat praat oor die kerk is so en die kerk is so, en hy het baie duidelike regstelling gemaak van wat die kerk eintlik is. Ek dank die Here, ons kan vanmôre hier wees. Amen. Ons wil vir u verwelkom. Waar is ek het waar is iemand wat ek nou soek? Karel van Rensburg, ek het jou ergens gesien. Daar is Karel, daar is goed om jou weer te sien, hoor. Deur groot fisiese uitdagings gegaan, ons dank die Here, jy's terug. Ander wat vakansie gehou het, Gerry? baie welkom terug hier by ons, en elkeen wat so 'n bietjie weg was, wat weer terug is, baie welkom. Wie van julle is nou vanmôre vir die heel eerste keer by Lofdal gemeente, besoekers die gemeente, daar gaan hande daarop, baie welkom, kom ons gee wel 'n lekker handeklap van verwelkoming volgend. En ons gebed is dat die Here vir u baie ryk gaan seën en dat u ook hierdie diens vanoggend saam met ons gaan geniet. Nou, wie van u het vir 'n jaar in die tyd wat verby is, ouer geword? En ons gou sien, Jessie Loukie, daar mis ek jou nou amper vanmôre, vir jou en Hester. Daar is hulle, is al die pad, is ons lidmate daar van George wat hier aanbid, hoor. Ons jy wil 'n lekker handeklap, welkom hier saam met ons. Mag die Here vir julle baie ryk seën, want ek weet Rudy het vir my sê julle kom, en ek sê vanmôre vir Jan die buitekant, Loukie, julle moet hier ergens wees, hoor. Maar dit is goed om julle ook te sien vanoggend. So, dit is altyd lekker om die naam van die Here groot te maak. Die van u wat vir die jaar het, mag die Here vir die ryklik seën, daar geseënde, gesonde en voorspoedige jare vir elkeen voorlê. Jy sal sien op die aankondigings vir die tyd wat voorlê. Ek dink ek wil net gou eers sê, is dit reg, is julle reg met daai videoklip vir die senior burgers? Goed, ons het in die week het ons goue jare funksie gehad, en waar is Marietjie en Johan? Nou, hulle het dit aangebied met hulle span, en ek wil eerlikwaar sê, elke sluk was 'n meesterstuk. Dit was so lekker geweest, en ons het dit so geniet met almal wat saam gewerk het om dit 'n sukses te maak. Maar ek het gevra dat hulle net vir my so 'n kort video maak van hierdie goedjies, so ons gaan gou 'n bietjie kyk na dit.
Daar is hy pragtig. Dit was so aangenaam geweest dat, en die oom het so pragtig trektervuur gespeel, dat een van die lidmate, ek sal nie hulle name noem nie, dat hulle gou gewals het daar in die saal toe. Maar vanmorgen uitnodiging maak. Ja, dit was eintlik 'n lekker tyd saam geweest. Ons waardeer al die moeite wat hulle gedoen het ook, Marietjie en julle is hele span, naast so pragtige klomp vrouens wat saamgewerk het en 'n groot sukses gemaak het. Goed, dan kyk maar net hier uit vir die 14de Mei, het ons die moederdag is die 10de Mei, maar die 14de van Mei het ons die hemelvaartdiens. Ek dink dis 'n donderdag aand, as ek reg kan onthou. Hou dit maar net 'n gedagte, en dan die werkersraadvergadering is uitgeskuiwe, en dit gaan nie die 18de Mei wees, ek dink dis daarna. Maar ons sal net vir die regte datum gee, is mens nou ongelukkig nie hier nie. En dan die 20ste Mei is die finansraadvergadering, ek dink dit sal dalk van daai goed sal net 'n bietjie geskuiwe, maar ons sal vir hulle laat weet. Ek dink dis al die aankondigings nou. Wie van u het al in die kerk geslaap? Ek hoop nie dis onder my bediening nie. Maar hulle vertel van die ou wat aan die slaap geraak het in die kerk. En die pastoor het dieselfde gewoonte as wat ek het. As ek opmerk 'n ou raak in die slaap, dan quoteer ek 'n skrif uit Efesiërs 5 wat sê: ontwaak jy wat slaap, staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. En die volgende oomblik toe die ou so in die slaap raak, toe skeer die pastoor van bo af, hy sê ontwaak. En die volgende spring hy op, hy sê ek is wakker. Nou, maar ek wil hê, kom ons groet mekaar as net vanmôre, ek is wakker, prys die Here, ek is hier om die Here te dien. Kom ons groet so 'n paar kinders van die Here. Ek is wakker hoor. Goed met julle. Wat goed met julle? Goed met jou, Thomas. Maar ek koos. Goed met jou. Goed met jou. Ja, prys die Here. Gaan goed met ons elkeen, en ons is so dankbaar teenoor die Here dat dit goed gaan. Ons gaan die diens opdra aan die Here. Direk daarna gaan ons net gou lidmate voorstel. Ek het hulle spesiaal gereël in die week wat ons daar by hulle was, vir Boet en Darlene, en dan gaan ons dit gou afhandel, en dan gaan ons lekker die naam van die Here groot maak. Is jy reg om dit te doen volgende? Ek gaan pastoor Tini Berger vra om na vore te kom. Ons bid ook vir pastoor Johannes, hy preek vanoggend in Kalinin, waar die pastoor oorlede is, toe het hom gevra om vanoggend die diens daar waar te neem, so hy is vanoggend daar in daai gemeente besig om daar te bedien, en ons dank die Here dat hy die geleentheid kan gebruik om ook nou daai mense te vertroos en te versterk. Maar kom ons bid net so. Amen. Net voor ons bid wil ek vir u sê, dis 'n wonderlike dag. 'n Geseënde dag. Die Here lewe. Halleluja. Kom ons stem saam in gebed. Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit vanmôre. Halleluja. Om na u troon van genade te kan kom, om die wonderlike naam van Jesus aan te roep, en te weet, Here Jesus, u is ons redder, verlosser, ons zaligmaker, ons Here, ons meester, ons koning, ons lewe. Ons bring u eer en lof en prys en aanbidding, en dank u vir u teenwoordigheid in ons midde vanmôre, want u het gesê, waar twee of meer in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. U is vanmôre
vanmôre in ons midde hier, Here, om met elke man en vrou en jong mens te ontmoet, om aan te raak in die wonderwerkende krag en heerlikheid, om U naam te verheerlike. Ons eer U daarvoor. Dankie vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees vanmôre, wat elke hart en lewe vul, Here, en wat vir ons krag gee wat ongeken is. 'n Besondere salwing op ons musikante en voorsangers vanmôre. 'n Besondere salwing op die gehoor vanmôre. Ons het gekom, Here, nie net om te sing nie, maar om U naam groot te maak, om U naam te verheerlike, om aan U al die eer en die lof en die prys en die aanbidding te bring, want ons dien 'n groot en 'n wonderwerkende God. Ons dank U vir die salwing op die bediening van die woord vanmôre, Here, dat U op 'n besondere wyse tot ons harte gaan spreek, en Here, dat ons harte gaan oopmaak om te hoor wat die Here vir ons wil sê vanmôre. Ons dank U daarvoor. Ons dink aan hulle wat nog siek en ongesteld is vanmôre, wat nie saam met ons kan wees nie, dat U vir hulle aanraak op die wonderbaarlike wyse. Ons verklaar oor hulle, deur die wonde van die Here Jesus, het daar vir hulle genesing gekom. Dankie op ons gebedsgroep op WhatsApp, Here, vir soveel wonderwerke wat U daar doen. Ons bid ook daar vir aanraking, heling en genesing vir hulle wat dit nodig het. En Vader, dankie dat U vanmôre in elke behoefte vervul van elke man en vrou en jong mense in hierdie kerk, wat hulle nood, wat hulle probleem ook al mag wees. Jesus Christus is die antwoord en hy dra vir hulle deur. Ons gee onsself en hierdie diens vanmôre aan U oor en vra, Here, en dankie daarvoor. Bereik U goddelike wil, doel en planne. Ons eer U daarvoor, en die volk van die Here sê amen. Prys sy naam. Baie dankie, Pastor Tini. Ons gaan nou 'n geleentheid kry om ons tiendes en offergawes te gee vir die werk van die Here. As jy wil die kaartmasjien gebruik, daar's dames daar agter wat jy sal help. Daar is 'n QR-code op die blaadjie aangebring as jy so wil gee. Hoe dit ook al mag wees, jy kan dit ook bring na die kruike toe. Direk nadat ons die offergawe gedoen het, gaan ons dan die voorstelling van die lidmate doen, en dan gaan die diens verder aangaan. Loof die naam van die Here. Is julle reg? Amen. Prys die Here. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. Yes, Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. He goes before me. He goes before me. He goes before me. He walks beside me. He walks beside me. He left the big peace, lover of my soul. He's my defender. He's my defender. He's my provider. He's my provider. He's overflowing mercy, brand new every day. Amen. Prys die naam van die Here. Jy kan die sitplekke net neem. Ek gaan sommer hier by julle kom staan, Boet en Darlene, julle kan net so lekker sit daar. Nou wat mense nie weet nie, dat julle, ek probeer nou dink, ek dink dit was seker 20 jaar terug nie. Kan jy glo, so lank terug, het ons op die berg gebid. Nou, ek weet nie wat van die broers kan onthou, wat nog in die gemeente is, ons het gery hier op, na die Bekse padstal se kant toe. Dan ry ons by die, Luikie, onthou julle, gaan ons daar by die berg op, by die toring, en bid ons daar, die broers van die gemeente. En hy het vir ons die pad oopgemaak, Boet. Hy het vir ons gereël dat ons deur daai hekke daar kan gaan. Het vir ons 'n voorreg vanmôre om julle as lidmaat voorsit. Sy is 'n ou vollie, al die jare by Elosdal gemeente, en nou by, nie meer Elosdal nie, maar nou by Lofdal. Maar ons wil julle verwelkom, en mag die Here vir julle baie ryklik seën, Boet en Darlene. En ons vertrou dat die guns en die seën en die goedheid van die Here op 'n besondere wyse oor julle sal rus. Kom ons bid net saam. Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons die voorreg het
om vanmôre ook hierdie 2 persone aan die gemeente voor te stel as lidmate. Ons gebed is, Here, dat hulle saam met ons sal groei in die genade van die Here. Dat hulle, Here, in hierdie oomblikke sal weet dat U vat hulle hand in U sterke hand en U lei hulle van krag tot krag en van oorwinning tot oorwinning. Ons wil ons harte vir hulle oopmaak en hulle ook vir ons vanmôre, dat ons net een groot familie kan wees en ons dank en ons loof U daarvoor in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, kan dit maar vir hulle laat hierdie seën of wat julle ook al sing. Seën o Heer met rykdom en genade, vul hom met elke goeie gawe, mag die Gees hulle lei, op by voete lei, tot de lente van dag. Seën o Heer met rykdom en genade, vul met elke goeie gawe, mag die Gees hulle lei, op by voete lei, tot de lente van Halleluja, kom ons gee die Here 'n lofoffer. Dit is so lekker om ekstra boeties en sissies by mekaar te maak. Dis lekker. Dit voel altyd so, ek smile altyd so as 'n nuwe babietjie huis toe kom en daai ander kind, dan loer hulle mos hy kind so, as hy by die voordeur inkom. Maar ons gaan hulle nie loer nie, ons gaan hulle kuier. Here, vanoggend wil ons net sê, ons wil gereed wees. Here, wanneer U sê links, dan wil ons so ingestel wees om die stem te kan hoor, dat ons voete moet nog links beweeg, voordat ons ore klaar gehoor het. Here, wanneer U op pad is op daai wolke, en U is hier, in daai bassein blaas, Here, wil ons gereed wees in ons gees, wil ons gereed wees, Here, om te kan sê, ons is opgewonde vir die bruidegom wat sy bruid kom haal. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees. Ek wil gereed wees as hy my wil verry. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Om voor my net soos U wil, om reinig my in die vuurhoek van die heiligheid. Om voor my net soos U wil. Ek wil gereed wees as Jesus kom. Ek wil gereed wees vir die een wat kom, vir Jesus. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal.
klei in die hand van die pottebakker, soos ek in die hand van U Heer. Soos die klei in die hand van die pottebakker, so maak U my 'n beeld tot U eer. Soos die klei in die hand van die pottebakker, soos ek in die hand van U Heer. Soos die klei in die hand van die pottebakker, so maak U my 'n beeld tot U eer. Vorm my, Here God, vorm my, al kan ek sien. Vorm my, Here God, wie weet hoe U my wil hê, o Heer. Amen. Soos die klei in die hand van die pottebakker, soos ek in die hand van U Heer. Soos die klei in die hand van die pottebakker, so maak U my 'n beeld tot U eer. Vorm my, Here God, vorm my, al kry ek sien. Vorm my, Here God, U weet hoe U my wil hê, o Heer. Vorm my, Here God, vorm my, al kry ek sien. Vorm my, Here God, U weet hoe U my wil hê, o Heer. U weet hoe U my wil hê, o Heer. U weet hoe U my wil hê, o Heer. Hemelse Vader, Here, daar's net een blou print plan. En dit is binne in U hart vir ons, Here. Dis in die woord wat opgeskrywe is. Here, en daarom kan ons weet dat alles wat ons het, kom van U af, Here. Alles wat ons moet doen, kom van U af. Soos wat U doen, sal ons doen, Here. Here, en vanoggend wil ons net kan kom sê dat You are worthy of it all. Here, U is nie net waardig van die aanbidding wat ons bring nie, want Here, U is selfs waardig vir die aanbidding wat ons nie bring nie. Heilige Gees, so welkom in hierdie diens. Heilige Gees, ek vra dat U ons harte sal instel op hierdie oomblik daar waar ons is. Net waar jy is, maak jou hart oop. Sonder die leiding van die Heilige Gees kan ons nie God in gees en waarheid aanbid nie. Dit wat ons pla, lê ons neer in die naam van Jesus Christus. Elke las lê ons neer in die naam van Jesus Christus. Elke plan van die vyand wat teen jou lewe gesmee word, breek ons deur die autoriteit van Jesus Christus. Die bloed van Jesus is vir jou, dit is nie teen jou nie.
ons met die bloed gekoop met elke stad en ons die volgende dag. Halleluja, halleluja. Weer gekoop deur Jesus bloed. Halleluja, halleluja. Weer gekoop deur Jesus bloed. Hier is waardig om die bloed te neem en sy siel als God te maak. Want die het ons met die bloed gekoop met elke stad en as die volgende dag. Halleluja, halleluja. Weer gekoop deur Jesus bloed. Halleluja, halleluja. Weer gekoop deur Jesus bloed. Halleluja, halleluja. Weer gekoop deur Jesus bloed. Halleluja, halleluja. Weer gekoop deur Jesus Is ek nou al so 3 weke wat ek in my hart ervaar, 4 weke wat ek in my hart ervaar, 'n woord wat ek so vir die gemeente moet gee, en verlede Sondag weer besluit ek gaan dit nie doen nie. Of 2 Sondae terug, en Tannie Louma kom na my toe en sy staan nie en sy sê, hoekom as ek vir jou 'n woord gee, gee jy dit nie? So ek gaan vir julle volgende die woord gee wat ek so in my hart voel, wat brand, en ek dink, jy staan daar en jy vra, Mariska, ek breek nie deur in my aanbidding nie. Ek voel nie wat ek moet voel nie. En die Here sê, dis omdat jy met jou een hand bou jy, en met jou ander hand breek jy af. En ek ervaar soos of die Here sê, 'n liggaam kan nie teen homself opstaan nie. 'n koninkryk kan nie teen homself opstaan nie. Dis die enigste manier hoe ons vryheid in God se gees kan ervaar, is om te sê, Here, help my, sodat al 2 hande bou. En ons gaan weer sing, U is waardig om die boek te neem. Here, in ons harte, sê dankie dat daar 'n boek kan wees. Here, ons begeerte is, Here, help ons sodat ons kan bou aan die begeerte van die hart, wat die kerk is van God. Dat dit 'n aanbiddingsslofoffer en 'n wierookoffer voor die troon kan wees. Dat terwyl U die boek neem eendag, dat ons name bold geskryf sal wees daar met die bloed. Hy is waar.
bloed is vir jou vandag, kerk. Die het ons met die bloed Jullie herinnering gekoop uit elke stam en as die volk het. Kom ons sê dankie met ons halleluja's. Halleluja, halleluja. Deur gekoop deur Jesus bloed. Halleluja, halleluja. Deur gekoop deur Jesus Jesus, dankie dat ons vandag kan kom dankie sê vir die bloed. Here, dankie dat U ons so diep kom uithaal het. Here, maar dat ons vandag kan staan as oorwinnaars in U. Here, dat ons die kinders genoem kan word. Here, dat U ons ken en in ons belang stel. Here, maar meer as al, dankie vir liefde. Here, daar is niks wat by U liefde kom nie. Here, en ek weet ons val soveel keer in ons menswees. Maar Here, kom kyk vanoggend ons harte. Here, as ons kom verklaar dat ons U lief het, Here. U is die liefling van my siel. En die naam is Jesus, Jesus, Jesus. Amen. Jy kan my sitplekke neem. Pastoor, ek moes amper gisterand my boodskap verander het, want ons het 'n musiekspanbou gehad gister, en die goed wat daar uitgekom het, toe dog ek sal ons 'n bekeringsdiens hou. Pastoor wil nie weet wat sy goed vertel, tannie Vanet ons nie. Maar, jy kan saam met my oopmaak in Spreuke 4 vers 23, en terwyl jy die woord oopmaak, wil ek vanoggend met u kom gesels oor die kondisie van jou hart. Spreuke 4 vers 23 is so bekend by ons. Hy sê, bewaar jou hart meer as enige iets wat bewaak moet word. Bewaar jou hart meer as enige iets wat bewaak moet word. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. Die Bybel is so ryk en so diep en so groot en so kosbaar. Maar dit beteken nie vir 'n oomblik, omdat die Bybel verskriklik fascinerend is, dat daar nie partykeer uitdagings is wat ons nie verstaan nie. En een van hierdie uitdagings vir my persoonlik was die wette van die Bybel. Wie van u het al ooit bietjie gestoei met die wette van die Bybel? Ek hoop ons meer as, dankie tog, ek was bang het was nou net ek gewees. Ons kom baie keer op 'n plek en dan weet ons nie, soos, die wette verval, is hulle vervul, moet ons hulle uitleef, is hulle gekanseleer, moet ons hulle ignoreer. Wat doen ons met die wette van die Bybel? Wie van julle weet hoeveel wette is daar in die Bybel, in die Ou Testament? Wie het iets gesê? Baie. 613. 613 wette in die Ou Testament. En hierdie laat my dink soos, ek verstaan hoekom Israel keer op keer gefaal het. Ek gaan so vinnig vir julle net so probeer 'n idee gee van wette. Daar is nie tyd vir dit nie, maar ek wil net so 'n stukkie gou van dit met julle spesifiek deel. Ek is 'n sterk voorstander van wat die slim mense sê, nie ekkie, dat wette kan in 3 kategorieë opgedeel word. Daar's siviele wette, daar's seremoniele wette en daar's morele wette. Siviele wette het te doen gehad met Israel en hoe hulle elke dag geleef het. Kom ons noem, soos die Engelsman sê, hulle law and order. As iemand droog gemaak het, hoe gaan hulle gestraf word? Hoe het eiendomsreg gewerk? So al hierdie goeders wat vandag met howe en goed te doen het, dit was hulle wette. Is daar die wette vandag nog op ons van toepassing? Nee.
Kom ek verduidelik vir julle dit so. Ons is in Bloubeland. Nie dat ek veel weet van rugby nie. Kom ons gestel, ons het 'n wet gehad en ons Marie sal oom vir my hierdie bietjie sagter sit asseblief. Gestel, ons het 'n wet gehad dat elke keer wanneer ons rugby gaan kyk op Loftus, moet jy 'n blou bil teen jou gesig hê, dit is wet. Nou verwag ons hierdie selfde wet moet in Ierland geldig wees waar hulle nie eers blou bille ken nie. Dit kan nie so werk nie. Eina, WP nie. Dit kan nie so werk nie. Dit is dieselfde gedagte van, daardie tyd het hulle nie robotte gehad nie, hulle het nie stopstrate gehad nie. Want daar was nie karre nie. So dinge het verander, en soos wat dinge verander of progress het sekere wette en reëls verander. So ons val nie vandag meer onder die siviele wette van Israel nie. Ons het definitief sekere, jammer vir my Engels, principles, wat ons daar, wat is dit? Beginsels. Ons het definitief sekere beginsels wat ons daar uit moet uithaal. Ons moet volgens ons wet lewe. Ons moet ons land se reëls gehoorsaam. So dit is siviele wette. Dan kry jy iets so seremoniële wette. Seremoniële wette het te doen met aanbidding. Dit het te doen met offers, met priesters, met feeste en met rituele. Is ons nog onder daardie wette? Hoekom het hulle offers gebring? Dit was hulle aanbidding tot God gewees. Die dag, dit was hulle aanbidding, maar dit was ook om vir hulle sondes se vergifnis gewees. So die dag toe Jesus kom en hy sterf vir ons, toe sê hy, ek het dit vervul. Bring ons nog offers? Lê ons nog diere op 'n altaar neer? Nee, so hierdie wet is in Christus vervul. Ja, daar is ook sekere beginsels, ons aanbid nog steeds, ons vra nog steeds vergifnis vir ons sondes, maar ons val nie meer onder die seremoniële wette van Israel nie. En dan is daar die derde kategorie, die morele wette. Die morele wette het te doen met God se karakter en hoe ek en jy dit uitleef. Daardie wet is nog 110% geldig vir ons vandag. Hoe ons God ken en hoe ons hierdie karakter van hom uitlewe is baie belangrik. Die bekendste deel van hierdie wette, van die morele wette, is die 10 gebooie. Dit kom voor in Exodus en in Deuteronomium. Ons ken hierdie wette sê jy mag nie ander afgode dien, jy mag nie beelde maak nie, jy mag nie God se naam uitelik gebruik nie, heilig die Sabbat, eer jou vader en jou moeder, en dan gaan hy verder, hy sê, moenie moord pleeg nie, moenie egbreek nie, moenie steel nie, moenie leuns vertel nie, en moenie begeer nie. Hierdie wette is vandag nog geldig. Maar waar die moeilikheid vir my inkom is, die wette voel vir my swaar. Want vir my brein om hierdie te verstaan, sien ek myself as 'n Israeliet, wat lê iewers in 'n huisie of 'n tentjie, hoe hulle gebly het, en dan word jy wakker in die oggend, en dan onder jou bed trek jy 'n kliptafel uit, en jy tel hom op, en jy dink soos, laat ek gou net hierdie 613 wette deurgaan. En jy sê, okay, wet 1, wet 2, wet 3, okay, ek het dit min of meer, kom ons probeer. En jy gaan in die dorp in en jy vat hierdie kliptafel van jou en jy sleep hom agter jou aan. En as jy iets wil doen, dan stop jy en sê, wag. Nee, wet 510 sê ek mag dit nie doen nie. Kom ons probeer weer, gaan aan. Ek wil dit, nee, laat ek gou kyk. Nee, wet 34 sê ek mag dit nie doen nie. Vanaand kom jy by die huis, jy drink jou pot lensies op, jy gaan sit weer op jou bed met 'n kersliggie, jy vat hierdie kliptafels met die wette, en wat doen jy? Jy begin lees, wet 1, yes, wet 2, ek het jou, wet 3, oh yes, wet 56, ek het droog gemaak, ek het hierdie wet gemis. Volgende dag gaan jy vat jou beste, want dit is hoe hulle vir vergifnis gevra het, hulle het hulle lammiekies of 'n dier sonder gebrek gevat na die priester toe, die priester het dit gaan offer, en dan is jy vergewe vir jou sondes. Nou kom jy by die huis, jy het gou die offer gaan doen vanoggend, jy kom by die huis, jy vat die kliptafel en jy sê ek moet weer probeer. Maar voor jy dit doen, maak jy die venster oop en jy kyk, hoeveel lammetjies het ek oor sonder gebrek? Want ek weet nie of ek dalk weer môre moet gaan offer nie. Die wette was swaar en moeilik. Maar weet jy wat was die probleem gewees? Israel het van die wette 'n uiterlike daad gemaak.
Die wette was nie iets wat in hulle hart was nie. Die wette was net iets wat hulle elke dag fisies wou afhandel. En Israel kon nie met dit bybly nie, hulle kon nie hierdie wette volbring elke dag nie. Die ding was, wette was nooit net 'n uiterlike ding nie. Hoekom het God die wet gegee? Keer op keer val Israel en hulle draai hulle rug op God en God kom en hy gee die wette en met hierdie wette probeer hy Israel se hart terugdraai na hom toe. En hulle val en hulle val en hulle bly val. Want vir hulle is dit 'n uiterlike ding. Vir God was die wette 'n hartkondisie gewees. God wou gehad het, daar moes 'n verandering binne in hulle harte plaasvind. 'n Verandering in 'n hart wat terugdraai na hom toe. Nie dade nie, maar wat hier binne aangaan. En God sien, ons een manier om hierdie op te los, en Romeine sê, die wet kon die mens nie red nie, want die vlees was te swak gewees. En hy stuur sy seun Jesus om te kon doen wat die wette nie kon doen nie. God stuur sy seun Jesus om te kon doen wat Israel nie kon volhou om te doen deur die wette nie. En dan verder gaan Jesus en hy sê, ek dink is iewers in Matteus, en hy sê, my juk is sag en my las is lig. Hy skryf hierso of hy praat hierso met 'n skare mense, maar hy praat ook met sy disippels. Ja, daar was mense in die skare wat bedruk was, wat gesukkel het, wat swaar gekry het, maar daar was ook disippels wat gebuk gegaan het onder godsdienstige reëls van die fariseërs. En hy praat met hierdie mense en hy sê, my juk is sag en my las is lig. Dan kom Johannes iewers in 1 Johannes en hy verwys na hierdie selfde gedeelte toe en hy sê, ons liefde aan God is om sy gebooie te bewaar. En dan slaat dit my hart. Hy sê, sy gebooie is nie moeilik nie. 'n Ander vertaling sê, sy gebooie is nie swaar nie. En dit voel vir my kontrasterend. Hoe kan iets lig wees en in dieselfde oomblik swaar en moeilik voel? Jesus sê in Matteus 5:17, hy sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet te ontbind of die profete te ontbind nie, maar om te vervul. Nuwe Lewende Vertaling sê om die ware bedoeling van God se wet uit te bring. Jesus sê, ek kom vir julle wys hoe moet die wet eintlik werk. En ek is soos, Here, hoekom het U nie die wet gekanseleer nie? Dit sou makliker gewees het. Nou sê U, dit is lig, maar ek sien hoe gaan ons gebuk onder die wet. Want die wet is nog steeds geldig, die morele wette is nog steeds geldig vandag, en is swaar. Maar God se intensie was 'n hartkondisie. God wou vir ons kom leer uit die wette, dat die uitvloei van my en jou hart, bepaal ons dade. En Jesus kom verduidelik vir ons, wat hy bedoel het, toe hy gesê het, moenie dink ek het gekom om dit te kanseleer nie, maar ek het gekom om vir julle te kom wys wat die ware bedoeling van die wet is. Dit was Matteus 5:17, net daarna, in Matteus 5:22 en dan in vers 27 skryf Jesus, of sê Jesus, hy sê, julle het gehoor, dat die een wat moord pleeg, voor die regterbank moet verskyn. Hy sê, maar ek sê vir julle, die een wat vir sy broer kwaad is, moet voor dieselfde regterbank verskyn. Wie van julle was al kwaad vir julle broer? Wie, ek is lief vir myne, maar ek sê nie, ek was nog nooit kwaad vir hom nie. Ek is baie lief vir hom. Ons moet voor dieselfde regterbank verskyn. Ek weet, ons is so vinnig om te sê, ek het nog nooit moord gepleeg nie. Ek het nog nooit gesteel of nog nooit egbreek. Nee. Nee, Jesus sê nie, as jy moord gepleeg het, is dit die ergste ding wat jy kan doen nie. Hy sê, as jy vir jou broer kwaad is, kom jy voor dieselfde regbank. Wat was Jesus se boodskap hierin gewees? Jesus wou vir ons kom wys sê dat moord het iewers gevloei uit 'n hart wat kwaad was, wat bitter was, wat onvergewensgesindheid gedra het.
was dit nie in die hart gewees nie, was die uitvloei van daardie hart, van daardie dade, nooit moord gewees nie. So Jesus kom leer vir my en jou, dat dit wat ons doen is nie die kern waaroor dit gaan nie. Die kern gaan oor wat in jou hart is, kerk. Daarom wil ek vanoggend weer vir jou vra, kerk, hoe lyk die kondisie van my en jou hart? Wat is die uitvloei van my en jou hart? Want dit wat uit ons hart uitvloei, is dit wat ons dade bepaal. Hy hou nie daarop nie, hy gaan in vers 27 en hy sê, julle het gehoor dat julle mag nie egbreek nie. Maar ek sê vir jou, as jy net na 'n vrou gekyk het en haar begeer het, het jy reeds die daad gedoen. Jesus kom wys weer vir ons, dit het begin in die hart. Wette was 'n hartskondisie gewees. Wette het gegaan oor wat in jou hart aangaan en dan uitvloei in jou dade in. Vir Israel moes dit eintlik nooit 'n lysie gewees het wat hulle net afcheck om te sê, ek het nie dit nie, ek het nie dit nie, ek het nie dit gedoen nie. God wou gehad het hulle harte moet so gerig wees op hom, dat hulle dade outomaties in lyn sal val met sy karakter. So hoe lyk die kondisie van jou hart vanoggend, kerk? Ek dink by myself die ander dag, Jesus het nie aan die kruishout gesterf, en 5 dae later, toe dink die Here by homself, wel, Jesus het nou klaar gesterf, ek kan seker maar net so wel lief word vir die mens nie. Het julle dit al ooit so gehoor? Nee. God se hartskondisie was eerste liefde. En uit liefde uit, toe vloei die daad van die kruisdood. So wat gaan in jou hart aan vanoggend, kerk? Wat is die kondisie van jou hart vanoggend? Iemand sê die ander dag, hulle sê Christus kom terug vir 'n bruid wat haar lewe neergelê het, of haar naam neergelê het vir sy naam. Wat beteken dit? Jy lê jou identiteit neer. Jy lê jou eie ek neer. Jy lê wie jy is neer om sy naam uit te lewe, sy karakter uit te lewe. Hy is nie gepla oor hoe getrou het jy die 5voudige bediening gedoen nie. Ja, dit is belangrik, hy het dit vir ons gegee, dit is belangrik. Maar meer as alles, bo alles, kom kyk God na die kondisie van jou hart, kerk. So, hoe moet die hartskondisie lyk dan vanoggend? Ek dink as ons regtig die Bybel moet gaan ondersoek, sal ons 10-1 net soveel hartskondisies optel, soos wat ons wette kry in die Bybel. Ek dink daar is 'n legio verduidelikings van hoe ons harte teenoor God moet lyk, hoe ons moet lewe elke dag. Maar in hierdie presiese selfde gedeelte, Matteus 5, dit is die bergpredikasie, seker Jesus se grootste lering in die tyd wat hy op aarde was, wat hy gedeel het. In hierdie selfde gedeelte wat hy sê, ek het vir julle kom kyk, vir julle kom wys, wat die ware bedoeling van die wet is. In presies hierdie selfde stuk, sê hy, pastoor hou daarvan om die woord te gebruik, salig. Kom gee hy die saligsprekinge. Salig beteken, soos pastoor sê, 3 maal gelukkig, dit is die woord gelukkig, en dit beteken ook geseënd. Salig is die een wat arm van gees is, treur, honger en dors na geregtigheid, barmhartig is, rein van hart, vredemakers, en die wat vervolg en beledig word vir sy ontwil. Sien, Jesus kom sê, salig is die een wat arm van gees is. Arm van gees beteken dat jy erken, jy het God nodig. Jy erken dat jy afhanklik is van God. En wanneer ek en jy hierdie posisie van hierdie hartskondisie inneem, dat ons afhanklik is van God, dan vloei daar uit ons uit vertroue in God. Daar vloei uit ons uit 'n leerbare gees. Daar vloei uit ons uit 'n standvastige gebedslewe. Wanneer ons harte nie arm van gees is nie, is dit gewoonlik wanneer trots oorheers, ons onafhanklikheid van God en gebedloosheid in ons lewe. Hy gaan verder en sê, salig is die wat treur. Die eerste keer toe ek hierdie lees, roeg ek, Tannie, hallo, maar dis verskriklik. As ons as Christene heel dag moet loop treur. Hierdie gedeelte beteken, salig is die wat treur, beteken jy treur oor sonde.
Jy treur oor wat verkeerd is. Sien, wanneer ons hart treur, wanneer ons hart berou het oor sonde, dan is ons nie net spyt oor wat ons gedoen het nie. Dit maak ons ook hartseer oor wat ons sonde aan God doen. En die uitvloei van so 'n hart is, ons begin bely, ons kom tot bekering, en ek en jy begin anders leef. Maar wanneer ons nie treur nie, dan minimaliseer ons sonde. Kerk, kyk om ons rond. Hoeveel mense sien jy dag in en dag uit, vir wie sonde genormaliseer is? Dit is oral om ons. Wanneer ons hart nie treur oor sonde nie, dan verdedig ons sonde. Hy sê, salig is die wat sagmoedig is. Sagmoedig is 'n hart wat nederig is. Dit beteken, wanneer ons hierdie hartsposisie inneem van nederigheid, dan is ons uitvloei dat ons rustiger reageer in konflik. Ek en jy luister voor ons net reageer. Ons raak nie aggressief nie. Maar wanneer ons nie die hartskondisie van nederigheid inneem nie, dan loop ons met arrogansie. Dan is ons gewoonlik baie beter weterig en ons wil alles beheer. Hy sê, salig is die wat honger en dors na geregtigheid. Dit is 'n hart wat smag na wat reg is. Wanneer ons hierdie hartskondisie het van 'n begeerte na geregtigheid, dan begin ek en jy God se wil soek, kerk. Dan begin ek en jy leef met integriteit. Dan begin ons die Bybel bestudeer om te sien wat God se wil is. Maar wanneer ons nie 'n begeerte het na geregtigheid nie, dan lewe ek en jy 'n selfgerigte lewe. Gewoonlik ongehoorsaam aan God se wil. En dit is wanneer God sekondêr word in ons lewens. Hy sê, salig is die wat rein van hart is. Rein beteken daar's geen vermenging nie. Hy sê, salig is die wat rein van hart is. Dit is 'n hart wat sy denke en motiewe opreg is. Wanneer ek en jy nie rein van hart is nie, wanneer ons rein van hart is, dan lewe ek en jy nie meer godsdienstig nie. Dan is dit wat ek en jy doen opreg. Dan het ons nie meer nodig om voor te gee nie. Ongelukkig wanneer ons nie soek na 'n hart wat rein is nie, raak dit dikwels, kom ons op 'n plek waar ek en jy net doen of gee om gesien te word, en wanneer ons self soms bid om bewonder te word. Salig is die vredemakers. 'n Vredemaker is iemand wat vrede skep. Wanneer my en jou hart ingerig is vir vrede, kerk, dan vermy ons konflik. Maar nie net vermy ons konflik nie. Ons soek herstel in lewens. Dis wanneer ons harte gerig daarop is om God se vrede uit te leef. Hy sê, salig is die wat vervolg en beledig word vir my ontwil. Wanneer ek en jy hierdie hartskondisie het, dat God se wil vir ons belangriker is as ons eie, dan bly ons getrou aan God. En daardie oomblik, kerk, vloei daar iets uit ons uit. Hierdie uitvloei is ek en jy bly getrou. Hierdie uitvloei is dat ons gee nie op nie, ons is standvastig in ons geloof. Ons bly eerlik, al kos dit ons iets. En ons verloon nie ons geloof nie. Ongelukkig wanneer ons nie 'n hart of 'n ingesteldheid het wat bereid is om vir God se wil beledig of vervolg te word nie, dan kom ons op 'n plek waar ons mense meer vrees as wat ons God self vrees. Dan kom ons op 'n plek waar ek en jy soos die wêreld begin lyk. Dit is wanneer ek en jy gewoonlik stil raak oor die evangelie, oor die waarheid van wie God is. Het bring my weer terug by die vers wat ek in die begin gedeel het, waar ek gesê het, my juk is sag, my las is lig. Die vers net voor dit sê, Jesus, hy sê, neem my juk op julle, leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele.
En dan sê hy, my juk is sag en my las is lig. Jesus kom wys vir onsself hierso. Hy sê, kom leer by my. Hy sê, as jy rus soek vir jou siel, kom leer by my. Hy sê, want ek is sagmoedig en ek is nederig. Ek lees nie hier iewers dat Jesus sê, ek het 3000 mense genees nie. Ek lees nie dat hy hierso sê, ek het die grootste bediening gehad nie. Hy sê, ek was sagmoedig en ek was nederig gewees. Hy sê, en as jy hierdie wil ervaar, wat ek ervaar, laat het sag is, laat my juk sag is, laat God se wil lig is. Leer by my. Hoekom is hierdie belangrik vir ons volgende kerk? Matteus 5 vers 20, hy sê, ek sê vir julle, as julle nie die skrifkenners en die fariseërs oortref in hoe hulle God se wil uitleef nie. Julle weet die skrifkenners, dit is presies wat dit sê. Fariseërs het die skrif geken. Die kommas, die punte, alles in hierdie skrif het hulle geken. God sê, as julle nie hulle oortref in hoe julle dit uitleef nie, sal julle beslis nie toegelaat word in sy koninkryk nie. Kerk, hoor ons die belangrikheid van dit vanoggend. Die fariseërs, Jesus het gereeld die fariseërs aangespreek oor hulle uiterlike dade, want dit was vir hulle belangriker as wat in hulle hart aangegaan het. Dit wat hulle gedoen het, was vir hulle belangriker as hoe die kondisie van hulle hart aangelyk het. Hy het op 'n stadium vir hulle gesê, julle gee tiendes, maar julle laat geregtigheid, barmhartigheid en trou na. Hy het vir hulle gesê, julle maak 'n beker en skottel skoon, maar binne is julle vol roof en onmatigheid. Hy het vir hulle gesê, julle dien God met julle lippe, maar julle harte is ver van God af. Dan sê iewers in Matteus 12 sê hy, ek wil barmhartigheid hê. Jesus sê dit. Jesus kom praat nie oor wat jy bereik het nie, wat jy moet bereik nie. Hy sê, ek wil barmhartigheid hê. Hy sê, want as julle nie oortref hoe hulle geleef het nie, as julle nie julle harte na God toe draai nie, sal julle die koninkryk van God nie sien nie. Ek so lief vir die vers in Romeine 10 vers 9, wat sê, as jy met jou mond bely, met jou hart glo, dat God Jesus uit die dode opgewek het, sal jy gered word. En toe ek hierdie ander versie lees, waar Jesus sê, as jy nie fariseërs oortref nie, toe dog ek, dit is so kontrasterend. Want hy het nou net gesê, as ek glo, sal ek gered word. Nou sê, as ek nie beter lewe nie, sal ek nie gered word nie. Hierdie verse komplementeer mekaar so mooi, kerk. As ons in hierdie kerkbanke sit en ons erken werklik, ek praat van jy glo werklik, jy bely werklik, jou hart is oortuig met alles in jou, dat Jesus uit die doodheid opgewek is, dan moet jou hart verander. Jy kan nie die boodskap van Jesus of die evangelie glo, van sy kruisdood en sy opstanding, en dit verander jou nie van binne af nie. Oeg, oom, ek like oom. Ons het 'n golfdag gehad, en oom het by my tafel aangekom, en ek gedoog, joh, ek like hierdie man niks. Oom was so bombasties. Ek's jammer, ek sê dit nou. Hoekom ek dit sê is, daai Sondag toe oom gedoop is en oom stap hier in hierdie kerk in, en ek sien oom, toe sien ek hartskondisie, wat verander het. Dit het gestraal, dit het so gestraal uit oom uit. En dit is wat God wil hê. Die oomblik wat ons besef, wat is die waarheid van wie hy is en wat hy gedoen het, dat ons harte sal terugkeer na hom toe. En wanneer ons dit sê, wanneer ons dit met ons lippe bely, wanneer ons dit met ons harte glo, en verandering vind plaas in ons, en daardie oomblik,
sal die uitvloei van dit wees in ons dade in. En ons sal die fariseërs oortref in hoe hulle God se wil uitgelewe het. Kerk, hoe lyk die kondisie van jou hart vanoggend? Die wette is nie moeilik nie. Dis net 'n God wat vra, draai terug na my toe in alles wat jy doen. Dis net 'n God wat vra, mag jou hart so ingestel wees op my wil en wie ek is, dat dit wat jy uitlewe, dit sal reflekteer. Ek vat julle terug na Spreuke toe. Bewaar jou hart. Bewaar jou hart meer as enige iets wat jy kan bewaak. Want daaruit vloei die oorsprong van die lewe. Musiekspan kan my kom help. Julle kan vir 'n oomblik sit. Ek wil hê julle moet julle oë toemaak. Jy sê vanoggend, Elrie, vir so lank was ek gerig op dade en wat ek doen, dat ek gemis het, dat wat in my hart aangaan, eintlik is wat belangrik is. Dat ek gemis het dat om nederig en barmhartig en sagmoedig en rein van hart te wees, vir God belangriker is as enige iets. Dat Jesus self met sy eie mond gesê het, ek soek barmhartigheid. Ek soek net 'n hart wat gerig is na my toe. Terwyl julle so sit, Mariska hulle gaan vir ons sing, Lord prepare me. Wat 'n oomblik. Vat 'n oomblik en sê, Here, mag U my weer kom voorberei dat ek 'n wessel sal wees in die koninkryk. Dat my hart gerig sal wees op U. Dat my lewe deur U wil en U wette bepaal sal word. Dat U karakter die kompas vir my lewe sal wees. Dat alles wat ek doen, alles wat ek sê, in lyn sal wees met wie U is, Here. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a loving sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. As jy vanoggend daardie persoon is wat sê, Here, ek kort 'n verandering in my hart. Here, dit is my begeerte, laat my dade sal ooreenstem met dit wat in my hart uitvloei. Here, dat dit wat in my hart is, U sal reflekteer, U karakter sal reflekteer en sal in lyn wees met U wil. Staan saam met my vanoggend. As jy sê, Here, ek kom gee oor wie ek is, mag ek daardie bruid wees wat my naam sal neerlê vir U naam. Kom ons staan saam en ons gee oor vanoggend, soos wat ons lewe in God se hande plaas, om sy wil en sy karakter vanoggend uit te lewe. And Lord, prepare me to be a sanctuary, so pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living
ons kom gee vanoggend oor in die hande, Here. Mag ons lewe soos wat U wil. Here, mag ons lewe in U groot word. Here, mag ons in lyn met U wil beweeg elke dag. Pure and holy, oh so tried and true, when thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me, Lord, prepare. Kom ons steek ons hande. We surrender. Kom ons sê, Here, sing ons gereed. Kom ons gee vir die Here 'n heerlike lofoffer in hierdie plek. En 'n mens kry dikwels die terme, ek het my hart en my lewe vir die Here gee, my hart vir die Here gegee. Wat 'n voorreg vanmôre om te weet dat die Here ons leer in sy woord om dit te bewaak meer as alles wat beskerm moet word is jou hart. Baie dankie Aldrie vir daai boodskap. Die Here het vanmôre tot ons harte gespreek. En net weer sê Here dat ons ook vanmôre onsself sal oorgee sodat U in en deur ons kan werk om U welbehaaglik te wees. En so pragtig in Matteus 11 waar die Here sê dat almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe, ek sal vir julle rus gee. My juk is sag en my las is lig. Onthou vanaand 6:00 is Pastor Janus die spreker. So kom ons kom uit vanaand en ons ontvang wat die woord van die Here instoor het. Nou, ek wil vra 'n koortjie wat net voor Noag sy ark gelons het. Ek het 'n koortjie wat ek het nou in die stort gesing, maar dit het nie baie goed gegaan vanoggend. Ek wil nou nie item gelewer nie, want ek weet die honde het daar buitekant verskriklik te kere gaan. Maar van gister af is daar 'n koortjie wat op my hart is. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so full and so free. Ja, ek weet hulle sal jou uitroep van net. Prys die Here vir Tannie Vanet, ek so lief vir Tannie Vanet. Ja, julle moet hom nou leer. Maar ek wil die kinders van die Here vra, kom ons sing dit en slotte saam. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Ja, kom help vir ons. Ja, jy kan ken ons. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so full and free. I want to thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. I want to thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so full and free. Nou as jy hom eendag ken, sal ons hom lekker sang. Mag die Here, kom steek ons hand op, ons ontvang die seën van die Here. Vader, ons seën elkeen in die mooiste naam, die naam van Jesus. Here, vanmôre het U deur die woord met ons gespreek. Here, vir ons 'n opdrag gegee om ons harte te bewaar meer as alles wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. Bid vanmôre, Here, dat die salwing en die seën en die krag en die heerlikheid van die Here oor elke hart sal rus van hierdie oomblik af en 'n bewustheid sal skep om God te behaag
in alles wat ons doen en dink en sê, want ons vra dit in Jesus naam en die kinders van die Here sê. Here sê nie loukie julle met daar by my draai kom maak hier voor hoor. Here seën geniet die res van die dag.